Goeienaand luisteraars. Ek is Marietjie Maas Kokemoer, misdaadverslaggewer sedert die dae toe polisiebeamptes nog met pen en papier gewerk het. En ek nog gedink het koffie kan slaap vervang. Vir meer as 30 jaar volg ek stories deur donker steegies, afritte, agterkamertjies en koue stoorlokale. Ek het geleer dat monsters nie altyd hoorbare voete het nie. En dat stilte soms harder skree as 'n sirene. Hier onder die lamplig bring ek daardie stories vir jou. Die raaisels wat bly klop, die moorde wat nie wil rus nie, en die mense wat jy nooit sou vermoed nie. Hier voor my lê vanaand se dossier. Nog 'n leer vol name, datums, getuienis, gatplekke. En daardie swaar stiltes tussenin, wat 'n mens nêrens op papier sien nie, maar orals voel. Die lamp is aan, die bladsy is oop, en vanaand trek ons weer 'n saak nader, onder die lamplig. Voor ons begin net 'n waarskuwing. Hierdie episode bevat besprekings van geweldsmisdaad, dood en ontstellende besonderhede wat sommige luisteraars kan ontstel. Wees asseblief versigtig terwyl jy luister, veral as jy sensitief is vir hierdie onderwerpe. Party dossiers praat onmiddellik, hulle gooi hulle storie voor jou neer amper brutaal. Maar ander leers sit eers stil, hulle kyk terug vir jou, hulle wag, asof die waarheid self nie seker is of sy ooit behoorlik raak gesien gaan word nie. Vanaand kyk ons na een van Austin, Texas se bekendste en mees ontstellende sake, die jogurtwinkelmoorde. Dis 'n verhaal van 4 jong meisies wat op 6 Desember 1991 by die I Can't Believe It's Yogurt winkel in Austin vermoor is. Toe brandweer op die toneel aankom na 'n brand by die winkel, is die liggame van Jennifer Harbison, 17, Sarah Harbison, 15, Elisa Thomas, 17 en Amy Ayers, 13, binne aangetref. Austin polisie sê die 4 is kaal, vasgebind, gemuilband en geskiet gevind. Maar hierdie episode gaan nie oor die geweld van daardie nag nie. Dit gaan ook oor wat later gekom het, oor die foute, oor die haas, oor die druk om antwoorde te hê, en oor wat gebeur wanneer 'n ondersoek nie net deur trauma nie, maar deur sy eie sekerheid ontspoor word. Net hierna kyk ons na hoe die wetenskap begin terugpraat. Madeleine hier mensies en welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Hier vertel ons Afrikaanse stories vir die stiller ure van die aand, vir wanneer jy wil afskakel, asemhaal en stadig aan wegdryf slaap toe. Donderdagaande kuier oom Eldie by ons, en sondagaande wissel ons tussen Maas Kokemoer se misdaadverhale, Mavis Ferreira, en ook nou en dan 'n spookstorie uit die verlede. As jy op YouTube luister, help ons deur te like, comment en subscribe. En op Spotify, onthou asseblief om die potgooi te volg en vir ons kommentaar te los. Dis Afrikaanse stories vir Suid-Afrikaners, waar in die wêreld julle ook al is. Kom ons maak elke aand net 'n bietjie stiller, sagter en voller van Afrikaanse stories. Mensies, blykbaar is loyaliteit nog nie dood nie. 7 honde is gesteel. Vat toe self die GPS oor en wys vir die mensdom hoe 'n behoorlike return to sender lyk. En al sê die feite dalk iets eenvoudiger, is daar iets in die meer misterieuse weergawe wat 'n mens wil vashou. Asof liefde, loyaliteit en verlange soms sterker is as afstand, koue en donker paaie. Party stories vra nie eers om heeltemal geglo te word nie. Hulle vra net dat jy vir 'n oomblik onthou dat daar nog wonder in die wêreld is. Partykeer is die waarheid eenvoudig net te plat vir wat die hart nodig het. En as ek moet kies tussen 'n groep honde wat saam rondgedwaal het en 7 viervoetige legendes wat hulle eie epiese ontsnappingsfliek beleef, dan weet ek wraggies watter weergawe ek gaan kies. Maar kom ons gaan terug na Maas toe.
ons maak die dossier oop en ons kyk wat die lig vanaand wys. Dit begin, soos soveel groot sake met iets wat eers net soos 'n noodgeval lyk. Net voor middernag sien 'n patroljebeampte vlamme by die jogurtwinkel op West Anderson Lane. Brandweer reageer. SFX. Ons probeer weer, ek weet nie of jy vir Martin kon hoor praat nie. Net voor middernag sien 'n patroljebeampte vlamme by die jogurtwinkel op West Anderson Lane. Brandweer reageer, die vuur word geblus en binne wag iets waarvoor geen stad ooit reg is nie. 4 tienermeisies dood. 2 van hulle, Jennifer Harbison en Elise Thomas, het daardie aand by die winkel gewerk. Die ander 2, Sarah Harbison en Amy Ayers, was saam met hulle. 'n gewone aand, 'n jong mens aand. Die soort aand wat eintlik moes eindig met iemand wat huis toe ry, skoene uitskop en môre se planne maak. Maar nie daardie aand nie. En tog, nog voor 'n ondersoek behoorlik begin, het hierdie saak al klaar 'n groot probleem gehad. Die toneel self was beskadig. Austin polisie sê die vuur saam met die water van die sproeierstelsel het die insameling van forensiese bewyse ernstig bemoeilik. Met ander woorde, nog voor enige speurder sy eerste teorie ordentlik op papier kon sit, het die fisiese toneel reeds begin terugveg. Dis belangrik, want mense praat graag van die bewyse, asof bewyse net daar lê en wag om opgetel te word. Maar 'n misdaadtoneel is nie altyd gehoorsaam nie. Soms brand dit, soms spoel dit weg, soms kom dit gefragmenteerd, of glad nie. En wanneer dit gebeur, raak ondersoekers gevaarlik afhanklik van iets anders. Verhale, verklaringe, bekentenisse en vermoedens. En dis waar sake maklik begin skeef trek. Austin was geskok, 4 meisies, 1 nag, 1 winkel. Die soort saak wat 'n hele stad laat voel asof iets fundamenteel gebreek het. En wanneer 'n stad skrik, skep dit druk. Druk op polisie, druk op aanklaers, druk om almal, om net te kan sê, ons weet wie, ons is besig, ons kom nader. Maar druk is nie dieselfde as helderheid nie. Volgens Austin polisie het die ondersoek oor die jare duisende wenke en dosyne bekentenisse opgelewer, waarvan die meeste nêrens heen gelei het nie. Dit alleen sê reeds vir my iets. Die saak was nie net groot nie, dit was raserig. En geraas kan 'n ondersoek net so maklik mislei as wat dit kan help. Binne 'n week na die moorde word Maurice Pierce, toe net 16, ingeneem nadat hy met 'n vuurwapen by North Cross Mall gevang is. Dieselfde maak en model as een van die wapens wat glo in die moorde gebruik is. Na ure se ondervraging het hy bely, maar die volgende oggend het 'n ander speurder gou besef sy weergawe pas nie mooi by die toneel nie. Ballistiek op die .22 wapen was boonop onbeslis. Nou, daar is 'n sin wat ek graag onderstreep. Die bekentenis het nie by die toneel gepas nie. Dis nie 'n klein detail nie, dis nie 'n voetnota nie, dis die soort rooi lig wat 'n ondersoek uiteindelik tot stilstand behoort te bring. Maar in ware misdaad sien ons dit oor en oor. Mense hoor bekentenis en hulle hou op luister na alles wat daarna kom. Asof 'n mens net omdat hy iets sê noodwendig die waarheid praat. Asof jong mense nie onder druk kan breek nie. Asof ure se ondervraging nooit 'n mens laat sê wat iemand anders wil hoor nie. Dis hoe die eerste fout in baie sake lyk. Nie 'n groot dramatiese blaps nie, maar die oorwaardering van 'n swak bekentenis. Teen 1999 word die saak weer aggressief aangepak deur 'n taakspan. 4 jong mans word intens ondervra. Maurice Pierce, Robert Springsteen, Michael Scott en Forrest Wellborn.
Volgens Austin polisie het Springsteen en Scott tydens ondervragings bely en mekaar betrek. Wellborn en Pierce het nie bely nie, tog is al 4 uiteindelik vir moord gearresteer. En daar sien ons die tweede groot fout. Tunnelvisie. Sodra ondersoekers glo hulle het hulle mense, begin alles anders lyk. Teenstrydighede raak klein, onsekerhede raak verduidelikbaar, vrae raak irriterend, en elke nuwe detail word nie meer gebruik om die teorie te toets nie. Dit word gebruik om die teorie te beskerm. Dis nie ondersoek nie, dis bevestiging. Die amptelike rekord vandag is verpletterend in sy eenvoud. Geen fisiese bewyse op die toneel is ooit aan enige van die 4 gekoppel nie. Geen fisiese bewyse nie. En tog is Michael Scott en Robert Springsteen verhoor en skuldig bevind, hoofsaaklik op grond van die bekentenisse wat hulle teen mekaar gebruik het. Scott kry lewenslang sonder parol. Springsteen kry die doodstraf. Forrest Wellborn word uiteindelik nie formeel aangekla nie en die aanklagte teen Maurice Pierce word laat vaar. Maar die skade was klaar gedoen. Want dis nog 'n fout waaroor mense te min praat. Selfs wanneer die stelsel later terugtree, leef die beskuldiging verder. 'n naam in 'n koerant hou lank, 'n gerug hou langer, en as die publiek eers glo iemand is 'n monster, is dit bitter moeilik om daardie etiket ooit weer af te kry. Later begin die saak kraak. Weens regsontwikkelings kry Scott en Springsteen nuwe verhore. In voorbereiding daarvoor word die DNS-bewyse weer ondersoek. 'n onbekende manlike ASTR-profiel word uit die seksuele aanrandingsstelsel ontwikkel. En al 4 van die oorspronklike beskuldiges word as bydraers uitgesluit. Daarna word die aanklagte laat vaar, hangende verdere ondersoek. Nou luister mooi na wat dit beteken. Die wetenskap het nie net gesê ons is nie seker nie. Die wetenskap het gesê, hierdie mense pas nie by die profiel nie. En tog het dit dekades geneem om by die punt uit te kom waar die stelsel dit volledig erken. Dit is vir my die 3de groot fout in hierdie dossier. Te min nederigheid vir te lank. Want wanneer nuwe bewyse begin praat, behoort instellings te kan sê, ons moet terug, ons moet weer kyk, ons moet minder beskermend wees oor ons vorige werk. Maar instellings doen dit nie altyd maklik nie. Want niemand hou daarvan om verkeerd te wees nie, veral nie in die openbaar nie, veral nie in 'n saak waar 4 kinders dood is nie. So die waarheid het stadig gekom, baie stadig, en intussen het die verkeerde mense onder die wolk bly leef. Teen 2022 word speurder Daniel Jackson aan die saak toegewys. Hy kyk weer na items uit die oorspronklike toneel. In 2025 besef hy dat 'n .380 patroonhuis wat op die toneel in 'n drein gevind is, lanklaas met verbeterde stelsels nagegaan is. Dit lewer 'n NI-bin treffer op wat die saak verbind aan 'n 1998 moordsaak in Kentucky. Kort daarna lewer 'n handmatige ASTR-soektog 'n volle profiel ooreenkoms met 'n bekende profiel uit 'n 1990 seksuele aanranding en moord in South Carolina. Die naam wat daaruit opduik is Robert Eugene Brashears. Austin polisie het in September 2025 gesê dat Brashears deur 'n wye reeks DNS-toetse as 'n verdagte geïdentifiseer is. Hulle sê verdere forensiese werk en ballistiek het hom aan die saak verbind, maar dat hy reeds in 1999 selfmoord gepleeg het. Hulle het ook vasgestel dat hy minder as 48 uur na die moorde by 'n grenspatrollie kontrolepunt tussen El Paso en Las Cruces gestop het, terwyl hy 'n gesteelde motor bestuur het en 'n .380 pistool by hom gehad het.
Die saak bly formeel oop, maar die forensiese rigting wys nou sterk na Brashers en nie na die 4 mans wat in 1999 beskuldig is nie. Dit is die deel van die verhaal wat my altyd stil maak. Nie net omdat daar uiteindelik 'n sterk nuwe rigting is nie, maar omdat dit ons herinner hoe naby waarheid soms al die tyd was. As iemand net bereid was om weer te kyk. Weer te kyk, weer te toets, weer te twyfel. In Februarie 2026 kom die laaste groot regstelling. 'n Travis County regter, Dana Blasey, verklaar Maurice Pierce, Robert Springsteen, Michael Scott en Forrest Wellborn formeel onskuldig. Die mans is daarmee amptelik gerehabiliteer na dekades van verkeerde beskuldiging. Formeel onskuldig. Dis 'n swaar frase en 'n duur een. Want hoe gee jy vir iemand 30 jaar terug? Hoe vee jy 'n doodsvonnis uit iemand se binneste uit? Hoe herstel jy die skade van 'n naam wat vir jare langs 'n gruweldaad gestaan het? Jy kan nie. Jy kan regstel. Jy kan erken. Jy kan rekords skoonmaak. Maar jy kan nie tyd teruggee nie. En dis presies hoekom ondersoeksfoute so gevaarlik is. Nie net omdat hulle 'n saak vertraag nie, maar omdat hulle nuwe slagoffers maak. Nie slagoffers van die oorspronklike misdaad nie. Slagoffers van die stelsel se haas, selfvertroue en onwilligheid om betyds terug te gaan. Wanneer mense oor hierdie saak praat, is die eerste reaksie byna dieselfde. Hoe kan iemand so iets aan 4 jong meisies doen? En dis die regte vraag. Maar dis nie die enigste vraag nie. Die tweede vraag moet wees: hoe kon 'n ondersoek na so 'n gruisame moord so lank op die verkeerde spoor bly? Want hierdie dossier wys vir ons iets wat baie mense nie graag wil erken nie. Dat goeie bedoelings nie genoeg is nie, dat harde werk nie genoeg is nie, en dat oortuiging nie genoeg is nie. Geregtigheid vra meer. Dit vra versigtigheid, dit vra nederigheid, dit vra dat 'n mens jou eie teorie wantrou, dit vra dat fisiese bewyse swaarder moet weeg as 'n swak bekentenis. Dit vra dat instellings bereid moet wees om te sê, ons was verkeerd. En onder dit alles bly die 4 name: Jennifer, Sarah, Elisa, Amy. Hulle is nie net die begin van hierdie dossier nie, hulle is die hart daarvan. Want self terwyl ons oor stelsels en foute praat, mag ons nooit vergeet dat hierdie saak begin het by 4 jong lewens wat in 1 nag vernietig is. Eers die moorde, toe die foute, toe die jare, toe baie laat die regstelling. Dis nie 'n netjiese verhaal nie, maar is 'n eerlike een. En nou lê die dossier oop voor ons. Nie net as 'n verhaal van geweld nie, maar as 'n verhaal van aannames, van tonnelvisie, van bekentenisse wat meer gewig gekry het as wat hulle moes, van 'n stelsel wat te lank aan sy eie storie vasgehou het. En as ons hierdie saak reg wil onthou, moet ons eerlik genoeg wees om albei dele te onthou. Die ondenkbare wat met 4 meisies gebeur het, en die onaanvaarbare wat daarna met die ondersoek gebeur het. Want onder die lamplig is die waarheid nie altyd net wat gebeur het nie. Dis ook wat gemis is, wat verdraai is, wat te lank geglo is, en wat eers baie laat reggestel is. Vanaand maak ons die dossier weer toe. Nie omdat alles nou skielik ligter is nie, nie omdat elke wond netjies geheg is nie, maar omdat ons, al is dit net vir 'n rukkie, eerlik genoeg was om te kyk. Die leer is toe, die kamer is stil, en die lig gaan uit. Ek is Marietjie Maas Kokemoer, en dit was Onder die Lamplig. Onder die Lamplig, geskryf en voorgelees deur Madeleine Skoombie. 'n produksie van Slaapstories vir groot mense.